dit is wanneer jy 'n vredemaker is wanneer jy 'n kind van God, nie deur mense maar deur God genoem word. Yes. Groete in die wonderlike naam van ons koning Jesus Christus. Ek wil vir julle sê baie welkom weer by ons program op Kruis Kyk. Ek is Pastor Ricardo Miller. Is 'n host vir die dag. Prys die Here Jesus Christus. Ons gaan vandag lieflik deel uit die woord van die Here. Daar is iets wat elke kind van God homself in bevind. En dit is 'n geveg. As jy kind van die Here is jy in 'n battle. Jy's op die slagveld. Jy's in 'n geveg. Of jy dit weet of jy dit nie weet nie. Of jy daar wil wees en of jy daar nie wil wees. Jy is in 'n geveg. Prys die Here Jesus. En wat ons vandag van gaan praat, ons gaan praat van die wapenrusting van God. Ek dink van tyd tot tyd het ons nodig om net so 'n bietjie bewus gemaak te word dat ons is in 'n stryd gewikkel. Ons is in 'n geveg. Ons is in 'n geestelike geveg. En die Here het ons wapens gegee. En ons gaan so vandag 'n bietjie praat rondom hierdie wapens wat God ons gegee het, wat ons in hierdie geveg gaan moet gebruik. Prys die Here Jesus. Kom ons gaan dadelik na die boek van Efesiërs 6 vers 10. Die opskrif daar is die wapenrusting van God. Prys die Here Jesus. Ek wil praat vandag van 'n spesifieke wapen wat baie van ons as kinders van die Here nie van gebruik maak nie. En as jy hierdie wapen nie van gebruik maak nie, beteken dit dat jou wapenrusting is nie compleet nie. Maar kom ons gaan dadelijk na die woord van die Here, kinders van die Here. In vers 10, Efesiërs 6 vers 10. Die Bybel sê, eindelik my broeders, word kragtig in die Here in die krag van sy sterkte. Trek die volle wapenrusting van God aan, sodat julle staande kan bly teen die liste van die duiwel. Want ons worstelstryd is nie teen vlees en bloed nie, maar teen die owerhede, teen die magte, teen die wêreld, die heersers van die duisternis van hierdie eeu, teen die bose geeste in die lig. Daarom neem die volle wapenrusting van God op, sodat julle weerstand kan bied in die dag van onheil. En nadat julle alles volbring het, staande kan bly. In vers 14 sê, staan dan vas, julle lendene met die waarheid omgord, met die borswapen van geregtigheid aan, en as skoene aan julle voete die bereidheid vir die evangelie van vrede. Behalwe dit alles, neem die skild van die geloof op, waarmee julle al die vuurige pyle van die bose sal kan uitblus. Neem aan die helm van verlossing en die swaard van die gees, dit is die woord van God. Terwyl julle met alle gebed en smeking by elke geleentheid bid in die gees, en jyns daartoe waak met alle volharding en smeking vir al die heiliges en vir my, sodat 'n woord my gegee mag word as ek my mond oopmaak om met vrymoedigheid die verborgenheid van die evangelie bekend te maak. Kind van God, of ons dit nou wil weet en of ons dit nie wil weet nie, is een en elk van ons as kinders van die Here binne in 'n stryd gewikkel. En die Bybel praat van, hy sê dat die wapens van ons stryd nie vleeslik is nie. Hy sê dat ons worstelstryd is nie teen vlees en bloed nie. Daarom is die wapens van ons stryd nie vleeslik nie. Maar die Bybel sê dit is kragtig in die Here om vestings neer te werp. Want die duiwel het hom gehuisves in mense se gedagtes. Dis wat die duiwel homself wil huisves. Want is deur jou gedagte waar die duiwel access het tot die mense hart. Dis waar God woon en dis wat die duiwel homself wil huisves. Soos ek nou 'n tyd gelede gesê het dat die duiwel het gebegeer om sy troon te sit waar die troon van God is. En wat sê die Here, waar woon hy? Hy sê, ek sal in julle woon en ondertussen julle wandel. En dis wat die vyand wil wees. Die vyand wil wees waar die Here is. En waar is die Here vandag? Hy sê, ek sal in julle woon en onder julle wandel. Ek sal vir julle 'n God wees en julle sal vir my seuns en dogters wees. Hy sê dat julle is die huis van God. Julle is die gebou van God. Julle is die akker van God. Prys die Here Jesus Christus. Daarom sê die woord van die Here dat my liggaam is die tempel van God. Prys die Here Jesus. Maar die woord van die Here praat van die wapenrusting. Hy sê eindelik my broeders, word kragtig in die Here in die krag van sy sterkte. Nie in my eie krag nie, maar in die krag van sy sterkte. Dan sê die skrif, trek die volle wapenrusting van God aan. Die Here gaan dit nie vir jou aantrek nie, jy gaan dit self
moet aantrek. Jy gaan jouself moet beklee met die volle wapenrusting van God. Dan sê, want ons worstelstryd is nie teen vlees en bloed nie. We wrestle. Ons worstelstryd is nie teen vlees en bloed nie. Die Engelse woord sê, we wrestle not against flesh and blood. En as ons kyk na 'n wrestling match, dit is nie altyd die sterkste persoon wat wen nie. So in ander woorde, wanneer dit kom by worstel, by 'n worsteling, gaan dit nie net so oor krag nie, maar jy gaan met skill hê. Prys die Here Jesus Christus. Jy gaan met 'n skill hê om hierdie worstelingstryd wat jy in is te wen. Maar die Bybel sê, hy sê, want ons worstelstryd is nie teen vlees en bloed nie, maar teen die owerhede, teen die magte, teen die wêreld heersers van die duisternis van hierdie eeu, teen die bose geeste in die lig, van hierdie eeu, van hierdie 100 jaar. Prys die Here Jesus. Daarom sê hy, neem die volle wapenrusting van God op, sodat julle weerstand kan bied in die dag van onheil. En nadat julle alles volbring het, staande kan bly. Want die duiwel wil jou van jou staanplek af beweeg. Prys die Here Jesus. Want jy het 'n plek in die Here waar jy moet staan. Jy het 'n plek in die Here waar jy moet staan vir jou huis. Jy het 'n plek in die Here waar jy moet staan vir jou kerk. Jy het 'n plek in die Here waar jy moet staan vir jou familie. Prys die Here Jesus. Daarom sê die woord van die Here, hy sê, staan vas. Want daar's iets wat jou wil beweeg. Staan vas. Julle lendene met die waarheid om God. Hy sê, julle lendene met die waarheid om God. Hy sê, met die borswapen van geregtigheid aan. Hy sê, julle lendene met die waarheid om God. Hy sê, met die borswapen van geregtigheid aan. Die borswapen van geregtigheid. Die borswapen, geregtigheid is 'n borswapen. Dit beskerm jou bors. Nie net jou bors, maar dit beskerm jou hart. Geregtigheid beskerm die hart, van die duiwel skiet die pyl van ongeregtigheid. Hy wil ongeregtigheid binne in jou hart inplaas. Maar geregtigheid is wat jou hart gaan beskerm. Daarom sê die woord van die Here, hy sê, bewaak jou hart, meer as alles wat gebewaak moet word. Beskerm jou hart. Want die Bybel sê, hy wat die gedagte van die hart gaan kom oordeel. Wanneer die Here gaan kom, dan kom beoordeel hy die gedagte van die mens se hart. Daarom sê die Bybel, bewaak jou hart. Met wat bewaak ek my hart? Hy praat van die borswapen van geregtigheid. Geregtigheid is 'n borswapen wat jou hart beskerm. Want die duiwel wil ongeregtigheid laat geboorte gee binne in jou hart. En dan sê die woord van die Here, hy sê, en as skoene aan julle voete, die bereidheid vir die evangelie van vrede. Hy sê, en as skoene aan julle voete, die bereidheid vir die evangelie van vrede. So in ander woorde, iemand wat onbereidwillig is iemand wat nie meer die evangelie van vrede wil gaan kondig nie. Dit beteken jou skoene is uitgetrek. Daarom sê die woord van die Here, hy sê, jy moet agslaan op jou voetstappe. Hoe jy optrek na die huis van die Here. Prys die Here Jesus Christus. En dis hoekom dit soms so 'n swaarigheid is in die huis van die Here. Want baie van ons kom op onbereidswillig. Ons kom op met 'n swaarigheid. Want ek weet nie, miskien is daar 'n stryd in die huis. Maar die woord van die Here sê, slaan ag op jou voetstappe, hoe jy optrek na die huis van die Here. Iemand wat onbereidwillig is iemand wat nie meer dat die honger, dat die begeerte, dat die eerste liefde mee het, om die woord van God uit te dra nie. En dis wat die vyand wil doen, prys die Here Jesus Christus. Die vyand wil jou onbereidwillig maak. Hy wil jou skoene van jou voete aftrek. En van iemand, ek sê dat wanneer jy skoene aan jou voete het, daar is ook 'n koordokter wat die mense sing in die kerk. Ek het gehoor hulle sing, alles die pad vol dorings. Nou iemand wat skoene aan sy voete het, worry nie oor dorings nie. Dit is wanneer jy onbereidwillig is. Jy het nie meer daardie ywer nie. Jy het nie meer jy is nie meer so vurig van gees nie.
Die eerste liefde het jy verlaat. Nou sit jy met alle verskonings. Die Here het jou magtig gebruik en God wil jou nog verder gebruik. Maar jou skoene is uitgetrek. Wat ek eintlik probeer wil sê is jy is nie meer bereidwillig om die evangelie van vrede te gaan verkondig nie. En dan sê die woord van die Here, hy sê behalwe dit alles, neem aan die skuld van die geloof. Geloof is 'n skuld, prys die Here Jesus. Wanneer iemand ongelowig is, wanneer iemand in twyfeling is, wanneer iemand die glo wat die woord van die Here sê nie, dit beteken hierdie persoon het nie 'n skuld nie. Want geloof is 'n skuld waar jy die vuurige pyle van die bose mee kan uitblus. So in ander woorde, wanneer jy ongeloof is binne in 'n situasie of binne in 'n stryd, dit beteken jy het niks om jou mee te beskerm nie. Jy's 'n oop target vir die pyl van die duiwel om jou te tref. Maar dan sê die woord van die Here verder. Hy sê behalwe dit alles, neem aan die skuld van die geloof, waarmee julle al die vuurige pyle van die bose sal kan uitblus. Hy sê en neem aan die helm van verlossing en die swaard van die Gees. Die helm van verlossing. Die Bybel sê in die boek van Jesaja, daar is geen verlossing sonder bekering nie. Die helm van verlossing. Jy moet verlos wees in jou gedagtes. Verlossing is wat jou mind beskerm. Prys die Here Jesus. Verlossing begin in jou gedagtes. Jy moet verlos wees in jou gedagtes. Iemand wat nie verlos is in sy mind nie, is iemand, prys die Here Jesus Christus, wat nog, die duiwel, die vyand het nog access tot jou gedagtes. Want jy is nie verlos. Dis waar verlossing aankom. En daarom sê die helm van verlossing en die swaard van die Gees. Prys die Here Jesus Christus. Hoe kry ek verlossing as wanneer ek my vul met die woord van die Here? Daarom sê die Here vir Joshua in sy woord, hy sê bepeins die woord dag en nag, sodat jy nou geset kan wandel, sodat jy kan voorspoedig wees in jou weë en sodat jy met goeie gevolg kan handel. Prys die Here Jesus. Omgord die lendene van julle gedagtes met die waarheid. Dit is die woord van God. Hy sê en neem aan die helm van verlossing en die swaard van die Gees. En wat is die swaard van die Gees? Die Bybel sê, dit is die woord van God. Die swaard van die Gees is die woord van God. Die Bybel sê dat die apostel Johannes sien in die boek van Openbaring, sien hy die engel van die Here, en hy beskryf die engel van die Here daarso, wat aan hom verskyn het op die eiland Patmos. En toe die engel van die Here aan hom verskyn, hy sê, hy gee die beskrywing, hy sê, hy sien, hy het hare wat wit is soos wolle, sy voete gloei soos in 'n oond, hy is gegord met 'n goue gordel, hy het 'n stem soos van baie waters, prys die Here Jesus, hy het 'n kleed wat tot aan sy voete hange, en hy het 'n tweesnydende swaard wat uit sy mond uitkom, en die Bybel beskryf dit as die woord van God, prys die Here Jesus Christus. Daarom sê die Bybel dat die wapens van ons stryd nie vleeslik is nie, maar dit is kragtig in die Here om vestings neer te werp. Prys die Here Jesus Christus. Die wapen wat ons mee veg is die woord van God. Die woord van die Here is ons wapen. Prys die Here Jesus Christus. Daarom as 'n woord oor jou uitgespreek was om te sê dat jy sal niks bereik in die lewe nie, jy sal aan niks kom nie, prys die Here Jesus, dan moet jy respond met die woord van die Here wat sê, dat ek is tot in alles in staat, deur die Here Jesus, wat my die krag gee. Halleluja, die woord van die Here sê, dat vir mense is dit onmoontlik, maar met God is alle dinge moontlik. Prys die Here Jesus, jy respond met die woord van die Here, want dit is die swaard van die Gees, wat ons gebruik om mee te veg. Ons veg met natuurlike wapens hier, maar ons wapen is die woord van God. En dis hoekom dit so belangrik is om te weet wat die woord van die Here sê. Want jy moet na die vyand toe gaan op grond van die woord. Die Bybel sê dat toe die duiwel die Here Jesus kom versoek het, hy het gekom met die woord. Hy het gesê, daar staan geskrywe, hy sal sy engele bevele gee aangaande julle,
dat julle nie miskien, jy sien, hy sit miskien daarby, die Bybel praat nie van miskien nie, hy sê, hy sal sy engele aangaande julle uitsit, sodat julle nie julle voet teen 'n klip staan nie, maar die vyand kom en hy sit miskien by. So in ander woorde, as jy nie gaan weet wat die woord van die Here sê nie, gaan die duiwel jou hy gaan jou kan verlei. Maar waarmee het die Here Jesus die duiwel geweerstaan? Hy het dit geweerstaan met die woord van God, met die woord van God. Hy sê dat daar staan geskrywe, jy mag nie die Here jou God versoek nie. Hy sê daar staan geskrywe, jy moet die Here jou God alleen dien. Prys die Here Jesus Christus, die woord van die Here. Dan sê die Bybel verder. Hy sê in vers 17, en neem aan die helm van verlossing en die swaard van die Gees. Dit is die woord van God. Vers 18 sê, terwyl julle met alle gebed en smeking by elke geleentheid bid. Hy sê, terwyl julle met alle gebed en smeking by elke geleentheid bid. Dan sê, in die Gees. En James daartoe waak met alle volharding en smeking vir al die heiliges. Hy sien, Apostel Paulus sê, hy sê, ek sal met die verstand bid. Ek sal ook met die Gees bid. Hy sê, ek sal met die verstand psalm sing. Ek sal ook met die Gees psalm sing. So in ander woorde, om met die Gees te bid, is nie om met die verstand te bid. Daarom sê die Bybel dat hy wat in 'n taal spreek, spreek nie tot mense nie, maar tot God. Hy sê, hy wat in 'n taal spreek, sy verstand is onvrugbaar, maar sy gees word gestig. So in ander woorde wat die Bybel hiervan praat, in die boek van Efesiërs 6, vers 18, hy sê, terwyl julle met alle gebed en smeking by elke geleentheid bid, in die Gees. Apostel Paulus sê, ek sal met die Gees bid, ek sal ook met die verstand bid. So in ander woorde, hy maak 'n duidelike uitsondering dat om met die Gees te bid, is nie om met die verstand te bid. En dus, as jy nie met die Gees bid nie, as jy nie in tale bid nie, is jou wapenrusting nie volledig nie. So in ander woorde, daar is 'n spesifieke area in jou wapenrusting waar die vyand access het tot jou. Daar is 'n area wat nie gecover is nie. Want jou wapenrusting is nie compleet nie. En dit is miskien een van die redes hoekom die duiwel in die geveg jou kan raakslaan. Want because wat jy bid nie met die Gees nie. Om met die Gees te bid is om in tale te bid. Hy sê, jy sal verstaan die belangrikheid van om in tale te bid. Wanneer jy in 'n plek bly waar die atmosfeer, waar die area hoogs gecontaminated is met toordery. As in ons wat in areas bly waar daar toerdogters en toornaars is, ons verstaan die belangrikheid van om in tale te bid. Jy sal die belangrikheid van om in tale te bid verstaan, wanneer jy in die midde van toornaars is. Wanneer jy in die midde, wanneer jy in die kamp van die vyand is, sal jy belangrikheid daarvan verstaan. Waar is dit om in tale te bid? Die woord van die Here sê, die Bybel sê, wanneer ek in 'n taal spreek, is my verstand onvrugbaar. Die grootste vyand om in tale te bid, is jou gedagtes. Jou grootste vyand. Want jou gedagte gaan vir jou sê, dat nee man, jy praat verkeerd. Dit klink nie reg, jy maak jou eie goed. Terwyl die Bybel sê dat wanneer ek in 'n taal spreek, is my gedagtes onvrugbaar. So in ander woorde, my gedagtes kan daardie tyd nie vir my dikteer om vir my te sê, nee, maar dit is verkeerd, of dit moet nie so is nie. Maar wat gebeur, dat my gees word gestig? Iemand se gees wat gestig is iemand, prys die Here Jesus Christus, wat die onsienlike kan sien. Iemand se gees wat gestig is iemand, prys die Here Jesus Christus, wat in die gees kan sien. Iemand se gees wat gestig is iemand wat gesigte en drome soos Daniel kan uitlê, want jou gees is gestig. Ek sê dat ek kan nie iemand anders stig as ek gestig is. Ek kan jou nie ophelp as ek al reeds staan nie. En dis die belangrikheid van om in tale te bid.
En baie van ons kinders van die Here, ons bid teen tale nie. Ons weet die woord van die Here praat van in die Bybel. Hy sê, is almal apostels, is almal profete, kan almal in tale praat. Ons weet, is nie almal wat in tale gaan praat nie. Maar die woord van die Here sê, hy sê, begeer die geestelike gawes. Alles begin by 'n begeerte. Begin 'n begeer om in tale te bid as 'n kind van die Here. Want ek het gesien, daardeur word jou gees gestig. Dis hoe die Here jou gaan gebruik as 'n profeet van die Here. Prys die Here Jesus Christus. Want dit is hy sien, die Bybel sê dat hy wat van sy boodskappers winde maak en van sy dienaars vuur vlamme. Hy wat van sy boodskappers winde maak en van sy dienaars vuur vlamme. Hoe doen hy dit? Die Bybel sê op die dag van Pinkster was op elkeen van hulle was almal eendragtig saam. En op elkeen van hulle was gesien tonge van vuur. Tong, mond en lippe praat van taal. Het praat van 'n language. Tong, mond en lippe praat van 'n taal. Daarom sê die Bybel in die boek van Sefanja 3 vers 9, hy sê, en dan sal ek aan die volke 'n rein lippe toevoeg, en dan sal hulle my met die eenparige skouer dien. Prys die Here Jesus Christus. Want language was gedesign om jou te unite en om te divide. Ons kan dit sien by die toring van Babel. Want wat het gebeur by die toring van Babel, is dat die mense het nog die hemelse taal gepraat. Tot by die toring van die begin van Adam af tot by die toring van Babel, het die mense op aarde nog die hemelse taal gepraat. Daarom het God gesê, kom ons daal neer en ons bekyk hierdie ding wat die mens mee besig is. En die ding wat hulle mee besig is, hulle wil 'n toring gebou wat tot aan die hemel spits. Dit was nie 'n natuurlike ding gewees nie. Maar omdat hulle die hemelse taal gepraat het, beteken dat hierdie mense sal daardie toring kan gebou wat tot aan die hemel raak. So in ander woorde, hulle het access gehad tot die hemel. Sonder God. Omdat hulle die taal van die hemel gepraat het. En daarom het God neergedaal en het hulle taal geverdeel. Want language was gedesign om te unite en om te divide. En die Here het neergedaal, het hulle tale verwar, die tale verdeel en elkeen het met die mense beweeg wat hy mee verstaan het. Want because my language is gedesign om te unite. Die taal van die Gees is gebedoel om jou een te maak met die Gees. Die taal van die Gees is gebedoel om jou een te maak met die Gees. Prys die Here Jesus Christus. Daarom sê die Here in die boek van Jeremia, hy sê vir Jeremia, hy sê, roep my aan en ek sal jou antwoord en aan jou bekend maak groot en ondeurgrondelike dinge wat jy nie weet nie. Nou, wat jy nie weet nie, is opgesluit binne in die taal wat jy nie verstaan. The unknown, what is not known, is locked up inside the unknown tongue. En dit is hoekom het so belangrik is, ek wil iemand vandag bemoedig, as daar 'n situasie in jou lewe is, wat jy nie verstaan het, jy weet nie wat gaan aan nie, wil ek vir iemand vandag bemoedig, dat dit tyd geword om oor te skakel, dat dit tyd geword, prys die Here Jesus Christus, om te gaan van die natural na die supernatural, prys die Here Jesus Christus. Die Here wil iemand vandag bemoedig, om te sê, wat die Here eintlik vandag vir jou sê, is wat die Here vandag vir Johannes gesê het, die woord van die Here sê, en die Here sê, in die boek van Openbaring, daar was en het 'n stem gehoor wat vir hom gesê het, kom op hierheen. Dis wat die Here vandag vir jou wil sê. Die Here roep jou op van die natural na die supernatural. En hoe doen jy dit? Is deur om die taal van die Gees begin te spreek. Prys die Here Jesus. Is nie net om in Afrikaans te bid nie. Halleluja. Maar as om in die rein taal te bid, wat die Here van praat in die boek van Sefanja 3 vers 9, waar hy sê, en ek sal aan die volke 'n rein lippe toevoeg, en dan sal hulle my met 'n eenparige skouer dien. Die Here wil jou een maak met sy Gees. Daarom sê die woord van die Here, net die wat deur die Gees van God gelei word, die is die kinders van God. So in ander woorde, God wil jou een maak met die Gees, maar hoe gaan hy dit doen? Is wanneer jy die taal van die Gees begin spreek. Die Here wil jou een maak met die Gees. Want die Here wil hê van jou sit van 99% van die battle wat jy in is geestelik. En hoe gaan jy 'n geestelike battle fight sonder dat jy in die Gees is? Is onmoontlik om 'n battle te fight. Is onmoontlik om 'n natuurlike battle te fight sonder dat jy in die natuur is. Dieselfde met 'n geestelike battle. Vir jou om 'n geestelike battle te wen, wat beteken jy gaan moet in die Gees is. Jy gaan moet daar is van waar die persoon jou aanval.
Jy gaan die persoon met konfronteer. Daarom sê apostel Paulus, ek slaan met die vuis soos iemand wat nie in die wind slaan nie. Want because hy is daar waar die vyand vanaf aanval. Jy gaan moet, prys die Here, migrate van die natuurlike na die bonatuurlike, om, prys die Here, die duiwel te konfronteer, wat besig is om jou huis die mekaar te maak. Wat besig is om jou toekoms te wil belemmer. Wat besig is, prys die Here Jesus Christus, om jou kinders te wil beroof. Halleluja. Dit het tyd geword om te migrate. Dit het tyd geword om op te kom hierheen, prys die Here Jesus. Soos die stem van die apostel Johannes gesê het, kom op hierheen, sodat ek sekere goed aan jou kan doen. Dit het tyd geword, prys die Here Jesus, om oor te skakel van die natural na die supernatural. Vader, in die naam van Jesus Christus, ek bid vandag, my God, Here, raak iemand se tong aan, Here, wat na hierdie opname luister. Ek bid dat hulle sal oorskakel van die natural na die supernatural. Ek bid, my God, Here, dat hulle sal oorskakel. Here, dat hulle sal gaan, my koning, Here, tot waar die vyand af en af aanvalle. Ons vra dit in Jesus naam en ons kom sê vir U dankie daarvoor. Het is wanneer jy 'n vredemaker is wanneer jy 'n kind van God, nie deur mense, maar deur God genoem word.